In die nuus vanaand. Rooi vleisprodusente dreig met regstappe oor fondse wat gebruik moes word om back-and-closure uitbrekings te bekamp. Die Universiteit van die Wes-Kaap gee die aartsbiskop se toekenning vrede met geregtigheid aan Francesca Albanese. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Suid-Afrika se rooi vleisprodusente, boere en slagpale vat bedryfsliggame hof toe oor fondse wat back-and-closure moes bekamp. Volgens die rooi vleis aksiegroep betaal hulle reeds jarelank vir voorkomingsmaatreëls, maar daar is steeds uitbrekings met min deursigtigheid van hoe die fondse aangewend is. Daar is tans 274 uitbrekings in 5 provinsies, waarvan 180 in KwaZulu-Natal voorkom. Die situasie word vererger deur 'n gebrek aan entstowwe. Die regsverteenwoordigers van die rooi vleisprodusente sê ondanks die betaling van 'n R14.33 heffing vir elke dier wat geslag word, versprei die back-and-closure siekte steeds, wat boere verhinder om hul vee te verkoop en rooi vleis se pryse hoog hou. We are therefore invoking the procedures provided for under the Promotion of Administrative Justice Act. And this gives affected parties the right to demand accountability, reasons, and consultation when administrative decisions impact them. This process is about ensuring that decisions affecting farmers' livelihoods are taken lawfully, transparently, and with public participation. Die rooi vleis en lewende hawe primêre groep en die rooi vleisbedryf diensverskaffers het bevestig dat hulle 'n brief van die rooi vleis aksiegroep se regsverteenwoordigers ontvang het. Hulle sê hulle het 'n formele regsdokument in September na die rooi vleis aksiegroep se prokureurs gestuur. And they haven't given audited financials. It's one thing to answer a letter. It's something completely different to actually give proof of what they are saying that they have done thus far. They have not come forward with how they've actually utilized the funds to the benefit of the farmers, of the red meat producers, in light of foot and mouth disease. There's been no reports, no auditing done or anything like that that we can, have eyesight over. And that is, for us, that is aggravating the situation. Die boere vra vir geauditeerde finansiële state om te wys waarvoor die heffings aangewend is. Indien nie, is hulle bereid om die saak in die Hooggeregshof te beveg. Die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, sê sy departement bring dienslewering nader aan Suid-Afrikaners, ongeag waar hulle is. Schreiber het in New York 'n afleweringsdiens vir Suid-Afrikaanse dokumente soos paspoorte en geboortekennisse bekendgestel. Suid-Afrikaners in sekere oorseese stede kan voortaan die dokumente per koerier laat aflewer in plaas daarvan om na 'n ambassade te reis om dit in persoon af te haal. Die afleweringsdiens word gelewer in samewerking met die Visum en Paspoortmaatskappy VFS Global en is van 1 November beskikbaar. Wagtye van tot 18 maande vir paspoorte sal ook na verwagting verkort word na slegs 5 tot 6 weke. In die verlede sou jy dalk iemand gehad het wat in Chicago woon, nou moet hulle reis New York toe, miskien 'n familie van 4 of 5, natuurlik 'n groot uitgawe, en dan wanneer die dokumente kom, maande later, moet hulle weer daai selfde uitgawe maak, duisende rande om 'n dokument in die hande te kry. Nou gaan jy die opsê om te betaal vir 'n koerier aflewering by jou huis, en ek dink veral in lande waar daar baie Suid-Afrikaners is, maar wat ook wyd verspreid is, gaan dit 'n groot verskil maak. Die lys stede waar die diens beskikbaar is, word voortdurend uitgebrei. Net om jou 'n idee te gee, in Amerika kyk ons na New York, ons kyk na Washington, Los Angeles, Chicago, Miami, Houston. In Australië het ons reeds nou hierdie projek uitgerol, Perth, Canberra, Sydney, Melbourne. In Nieu-Seeland is dit Auckland en Wellington. Jy kan maar so reg oor die aardbol gaan kyk. Binnelandse sake kom al hoe nader aan waar Suid-Afrikaners is. When we live abroad, your identity is in the documents. And it's very important that you have those documents with you. And whenever they expire or you need to renew them, you have easy access to the government premise. The government makes the process for you that works easily, comfortably, and convenient, And I'm so glad to say that South Africa government is one of the leading government in the world who is doing all this.
Schreiber sê die diens is deel van die departement se visie om toenemend digitaal en gebruikersvriendelik te word. Volgens Schreiber wil sy departement die aflewering ook in Suid-Afrika beskikbaar stel, onder meer deur samewerking met die banksektor. 'n Saak van strafbare manslag is geopen nadat 5 vroue en 2 mans vroeg vanoggend gesterf het in 'n taxi-ongeluk in Bassonia in die suide van Johannesburg. Volgens die Johannesburgse metropolisie het die minibus taxi se remme ontklaar geraak op 'n afdraande in Komaroustraat. Die bestuurder het beheer oor die voertuig verloor, waarna dit in 'n straatlig vasgery het en in 'n boom daarna vasgery het. Dele van die taxi het 'n bakkie wat in die teenoorgestelde rigting gery het, se windskerm beskadig. 7 ander passasiers, waaronder die taxi-bestuurder, is met geringe en ernstige beserings in die hospitaal opgeneem. Die bestuurder van die bakkie is ongedeerd. Orkaan Melissa het die ooste van Cuba getref met 'n windsnelheid van tot 195 km/h. Dit nadat Melissa verwoesting in die naburige Jamaica gesaai het en as die kragtigste storm aangeteken is wat nog die Karibiese eiland getref het. Minstens 20 mense het in die storm in Haiti, Jamaica, gesterf. Inwoners van Manchester in Jamaica smeek om hulp te midde van verwoesting. Die Amerikaanse president Donald Trump sê die VSA is gereed om Jamaica te help na die verwoesting. Minstens 104 mense het in Gaza gesterf nadat Israel opnuut lugaanvalle op die gebied geloods het. Die Israeliese regering sê gisteraand se aanvalle is uit weerwraak vir die dood van een van sy soldate deur Hamas-militante by die sogenaamde geel lyn in Gaza, en dis die gebied tot waar Israel se magte omtrek het. Hamas het intussen verantwoordelikheid vir die aanval ontken en sy bly toegewyd tot die skietstilstandsooreenkoms. Israel meen ook dat hy weer die skietstaking sal eerbiedig, maar sal streng teen enige oortreding optree. Die Universiteit van die Wes-Kaapland het die aartsbiskop toekenning vir vrede met geregtigheid aan die Verenigde Nasies se spesiale gesant oor die besette Palestynse gebiede, Francesca Albanese, toegeken. Dit word deur die Anglikaanse Kerk van Suider-Afrika toegeken met vorige ontvangers wat voormalige openbare beskermer Thuli Madonsela en aartsbiskop Desmond Tutu insluit. Albanese het haar gesprekstoer deur Suid-Afrika afgesluit by die UWK, wat bekend staan as die intellektuele tuiste van linksgesindes. Albanese was in gesprek met professor Sarojini Nadar van die Desmond Tutu Navorsingsleerstoel in godsdiens en sosiale geregtigheid aan die Universiteit van Wes-Kaapland. Nadar het die rol van ideologie en godsdiens in die konteks van die voortdurende konflik in Gaza uitgelig. Albanese het dit duidelik gemaak dat sy nie 'n teoloog is nie en dat sy nie godsdiens as verkeerd of onbelangrik ag nie. Maar sy sê die rooi ligte flikker wanneer godsdiens as 'n instrument gebruik word om samewerking en onderdrukking te regverdig, veral in tye wanneer daar so 'n groot gebrek aan leierskap is. Right now we are in a very difficult position because those who do administer the law have forgotten the concept that instead needs to be brought back at the center of both law, legal discussions and religion, which is justice. Albanese sê tans is die godsdienstige element baie meer prominent in die Israeliese diskurs ten opsigte van ontheemding van die Palestynse volk. I was suggesting to bring this interfaith dialogue to Europe because the anti-Islam sentiment that is spreading across Europe from the UK, Germany, Italy, France is dramatic, is of the extreme. 'n Kers is aangesteek ter nagedagtenis aan die duisende mense wat in Gaza gesterf het met die apartheid strydgeestelike Ellen Boesak wat 'n beroep op alle universiteite doen om bande met Israel uit protes te verbreek. Calls to the conscience of every university in this land to follow the example of this university and to break the bonds of collaboration with apartheid in any guise or geography, to walk the hard road of truth
even when it costs us discomfort. Met die ontvangs van die aartsbiskop se toekenning vir vrede met geregtigheid, is Albanese geloof vir haar diens aan die wêreldwye strewe na geregtigheid, wat gewortel is in haar lewenslange toewyding aan die waardigheid van alle mense. Mariska Botha, SAIK nuus, Kaapstad. Ons gaan net hierna voort met die Afrikaanse bulletin. Sien jou nou weer. Baie welkom terug. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek na misdadigheid en politieke inmenging in die polisiediens het besonderhede probeer uitpleis van gebeure tydens die inhegtenisneming van die beweerde kartellid Katiso Kaiti Molefe verlede jaar. Molefe is op 6 Desember in hegtenis geneem in verband met die dood van die ingenieur Armand Swart. Lede van die valke het opgedaag by Molefe se huis in Sandton, Gauteng, tydens die proses nadat dit aan die lig gekom het dat 'n regmatige sending daar in die gang was. Die kommissie oorweeg 'n aantuiging dat die valke probeer inmeng het met die sending ter wille van misdaadsyndikaate en in opdrag van die valkehoof. Die kommissie het getuienis oor die Desember 2024 klopjag op Molefe se huis aangehoor uit die monde van beamptes wat teenwoordig was. The presence of the hawks were concerning to me because they came in numbers. They came in numbers, Commissioner, and I didn't expect them in that big number. And when I interacted with them, they were a bit aggressive and demanding answers, imposing questions to me up until I managed to speak directly, to interact directly with Captain Kruger, who was amongst them. Die hoof van die valke se taktiese sendingsbestuurseenheid, Brigadier Lesiba Mokoena, het 'n lid van die eenheid, Kaptein Barry Kruger, na Molefe se huis in die Sandton buurt Sandhurst gestuur. Dit was volgens Mokoena in reaksie op 'n telefoonoproep waar volgens mense by Molefe se huis was wat beweer het dat hulle valke was. Die doel van die besoek was om te verseker dat die mense regmatige wetstoepassers was en nie voorgegee het om valke te wees nie. Mokoena se weergawe van gebeure is bevraagteken nadat hy aangedring het dat hy direk gekommunikeer het met Kruger en nie deur boodskappe op 'n WhatsApp groep soos wat getuienis aandui nie. Die boodskappe toon dat dit reeds bekend geword het dat die inhegtenisneming regmatig was voordat Kruger en nog lede van die valke by Molefe se huis aangekom het. By then, there's communication within the group that this is a lawful SAPS operation. It's the counterintelligence task team involved. They're appointed by General Khumalo. He is in charge. This is before Captain Kruger arrives at the scene because he only gets there at 5 o'clock according to his evidence. Yet it takes another hour for you to instruct the members to withdraw. I just cannot understand why. Getuienis is gelewer dat die valke toe nie onttrek het nie, maar tog na Molefe se huis gegaan het en saam met bykomende valkelede vir ongeveer 'n uur vertoef het. Mokoena het hom gedistansieer van die optrede en Kruger kon nie verduidelik wie bykomende lede van die valke ontplooi het nie. It's either you called out for other people. We know that you asked Chief George for assistance, and he said to you, I don't have people on land, right? And that's how he comes out in the helicopter. So we know you've made a request. We know you've sent out WhatsApp messages to your people. Now, if it's not you, and it's not Brigadier Mokoena, where would anyone have known about this operation to summon DPCI Johannesburg? I'm not sure. I cannot answer because I'm not sure, Commissioner. Die kommissie se sitting duur môre voort. Die adjunkminister van polisie, Polly Boshilo, sal na verwagting Dinsdag agter die getuiebank inskuif by die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel ondersoek. Die polisieminister, professor Firoz Kachalia, sal na verwagting Woensdag getuig.
Ander belangrike getuies wat volgende maand voor die komitee sal verskyn, is die minister van polisie wat op spesiale verlof is, Senzo Mchunu, die se strafhoof, Cedric Nkabinde, asook die omstrede sakeman van Noordwes, Brown Mogotsi. Lede van die ad hoc komitee sê hulle het 'n moeilike taak op hande om sy werk af te handel. Een van die sleutelfigure in die beweringe wat deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi gemaak is die omstrede sakeman en beskuldigde in die saak van poging tot moord op Tebogo Tobejane Vusimuzi Cat Matlala. Die komitee sê Matlala moet kom getuig. We've got under the gold is proposed witnesses should be called, but is either unavailable and or further dates for evidence not available. We'll have to subpoena him to come and give evidence. Die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo, sal ook voor die komitee verskyn. Hy word daarvan beskuldig dat hy toegang tot vertroulike inligting van die polisie gehad het. Khumalo is obviously an important and a key witness, the project leader of the PKTT, but we understand that he is going to be called by the commission probably from next week. Die komitee is daarvan bewus dat hy dalk nie sy werk teen die sperdatum sal kan afhandel nie. It looks like by the 28th of November we will not be done, especially that we still have over 250 public submissions that have been made. Die parlement se regsadviseurs is opdrag gegee om 'n formele regsmening op te stel oor die insluiting van die DA parlementslid Diane Collar Barnard in die komitee. Mkhwanazi het uitgewys dat Collar Barnard misdaadintelligensie dokumente rond versprei het. Sommige komiteelede wil hê dat sy op die beweringe moet reageer. 4 minderheidsregerende partye in Johannesburg het 'n mosie van wantroue teen burgemeester Dada Morero ingedien. Hulle verwys onder meer daarna dat besluite wat die politieke bestuursraad neem, geïgnoreer word. Die partye is ook ongelukkig dat hulle uitgesluit is van die burgemeesterskomitee vir finansies. Politieke onstabiliteit heers weer in die stad Johannesburg. Die ANC kritiseer die skuif as opportunisties. Their conduct, it's very disturbing and highly regrettable, and of course we will be able to deal with that as the African National Congress, as we are leading this coalition, because they have a platform to raise issues rather than grandstanding in the media houses. I can tell you, even the speaker has never even received such a motion. Die ANC het Morero verdedig en sy diensleweringspogings geloof. Maar die minderheidspartye sê Morero het sy politieke magte oorskry en dat dienslewering onder sy leierskap versleg het. Johannesburg deserves leadership that is accountable, transparent and focused on the needs of the residents, not on political dominance. The MGP remains committed to the stability of the government of local unity, to working with all coalition partners in good faith, and to restoring the rule of law and ethical governance in the city. The motion is a step forward towards reclaiming Johannesburg for its people, ensuring that governance is driven by savers, not by self-interest. Johannesburg se ekonomiese vooruitsigte lyk egter beter met die kredietgraderingsagentskap Moody's wat na verwagting die vooruitsigte na positief kan verander met verwysing na goeie bestuur. Die DA se burgemeesterskandidaat Helen Zille het ook na die ANC se verbeterde regering verwys, maar sê dis 'n direkte resultaat van haar aanwysing as kandidaat. Kom ons kyk nou hoe die markte om 8 uur vanaand vertoon het.
Proteas vroue maak geskiedenis in hulle halfeindstryd teen Engeland in die Wêreldbeker toernooi en Sharks afrigter John Plumtree tree uit na 'n powere vertoning by die Verenigde Rugby Kampioenskap. Bly by ons ingeskakel. Die Afrikaanse redaksie moet groet. Tot môre aand. Mooi aand verder. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom vanuit 'n nat Johannesburg. Ons kyk nou na die reënval en wind vir vanaand en dit is hier in die oostelike en die noordelike gedeeltes van Suid-Afrika waar dit reënerig sal wees, allangs die kuslyn winderig en dan oor 'n groot gedeelte van die Weskaap waar dit mooi weer sal wees. Nou kyk ons na die toestande vir môre, steeds nat in die noordelike en oostelike gedeeltes van Suid-Afrika, steeds 'n matige sterk wind allangs die kuslyn en dan ook mooi weer oor die Weskaap. Ons kyk nou na 'n waarskuwing wat uitgereik is deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. En dit is vir ewige donderbuie in die noordelike gedeeltes van Suid-Afrika, van die Noord-Kaap oor Noordwes en dan tot hier in KwaZulu-Natal. En dan steeds môre ook ewige donderbuie wat kan voorkom hier oor die Gauteng, oor die Vrystaat, 'n gedeelte van Noordwes en dan ook baie swaar reën langs die kuslyn van KwaZulu-Natal, brandgevaar in die omgewing van Appington. Nou kyk ons na die temperature. Ons begin in Pretoria waar dit nat sal wees, oornag 17, later 26, Springs 23 en Vereniging se maksimum 25 grade Celsius. Ons beweeg noordwaarts en nou in Limpopo en Mosina 32, Palabora 28, Bella 17, later 26, baie nat oor die hele provinsie van Limpopo. Ons volgende provinsie en ons weervoorspelling is in Mpumalanga ook baie nat daar, in Ermelo 14, later 18 en Standerton se maksimum sal 22 môre middag wees. Ons volgende provinsie nou is KwaZulu-Natal en ook nat in Richards Bay, Pietermaritzburg ook en dan temperature in die omgewing van 20 grade Celsius, Port Shepstone waar dit mooi weer sal wees, 22 sal die maksimum wees. Die volgende provinsie, die Oos-Kaap en daar kyk ons aan Gqeberha 24, reënerig in die noorde van hierdie provinsie, Willowmore 8 oornag, 25 môre middag. Nou na die Wes-Kaap waar dit sonnig en gedeeltelik bewolk sal wees, in Mosselbaai 24, Kaapstad 32, baie warm in die noorde, Vredendal 37 grade Celsius. Nou in die Noord-Kaap waar dit brandgevaar sal wees, hier in die omgewing van Appington 34 môre middag, Sutherland oornag 6 en later 29, De Aarse maksimum 30. Nou beweeg ons na die Vrystaat weer in die binneland waar dit ook baie reënerig sal wees, Ficksburg 22, Gariepdam 27 en dan die laaste provinsie en ons weervoorspelling is Noordwes papnat in Noordwes. Nou kyk ons na Wolmaranstad 27, Bloemfontein 28 en Tosca 32. Dis al van die weersentrum. Goeienaand.